Goeiemôre. Dit is so lekker om al die geselsies te hoor. Is julle opgewonde om mekaar te sien? Ek is baie opgewonde om julle te sien en ek weet die Here is baie opgewonde om julle vandag hierso te hê, want ek weet hy wil vir ons 'n baie spesiale skat uit sy woord bring en ek hoop julle harte is oop en ek bid dat die Here daai saadjie op julle harte sal plant vanoggend. Kom ons staan op en dan sing ons saam tot eer van die Here. Sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde van die wolke kom hy neer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Dit was nou so lekker, ek sommer lus en doen hom weer. Dit het my sommer nou lekker warm gemaak. Nou ja, kom ons doen gou-gou die paar afkondigingkies wat ons het. Eerstens wil ek net sê, baie welkom aan al die nuwe mense wat vandag hier is. Ek sien hier's 'n hele nuwe paar gesiggies wat hierso by ons is en baie welkom hier by ons en mag julle die liefde van Jesus hierso ervaar en die warmte van sy geloofsfamilie waar ons mekaar ronddra en mekaar dra in moeilike tye. So ek wil julle baie welkom sê en asseblief moenie wegraak nie. Ons wil julle regtig graag beter leer ken. Ons het na die tyd, het ek gesien, daai tafel kreun alweer van al die lekker eetgoed wat die dames gebring het. Daar's lekker warm koffie vir die wat koud is. So kom deel met ons julle storie en kom gesels met ons dat ons julle beter kan leer ken asseblief. Na die tyd in die personeelkamer. Volg maar net die res. Jy sal sien waar gaan almal. Goed, dan wil ek net sê, daar's 'n interessante en 'n lekker mannedag wat opkom. Dit is 'n boerewors maak en braai. Nou soos wat ek verstaan is, die manne gaan hulle eie boerewors maak en dan daarna gaan jy jou eie boerewors braai. So dit is $10 per persoon en dit is op die 11de Julie. So as julle vir dit wil deel, maar ek sal hierdie skyfie op ons groepie ook sit, sodat julle dan vir Ilardus kan kontak, en dit gaan 'n lekker boerewors maak en braai, en manne kuier dag wees, so moet dit nie misloop nie. Dan die volgende ding is, soos julle vanoggend weet, die winter is hier, hy kruip hier deur my are, en hy sny so deur my blaaie, en ek weet, daar is mense daar buite wat swaar kry, en hulle kry ook koud. So ons het hande gevat met die Vangaparoa Baptist Church en ons is besig met 'n projek waar ons lekker komberse
en hoodies. Vir so tussen 7 en 14 jaar, dit is die behoefte wat daar buite is. Hoodies insamel. So as jy hoodies het by die huis wat te klein is vir jou, of as jy voel jy winkel toe en daar's 'n $10 hoodie wat jy kan koop, of ek weet Warehouse het nou 'n seil op hulle komberse, buy one get one half price. So as jy voel jy gaan winkel toe en jy kry koud, dink aan daai kind wat nie en het een, bring vir ons die kombersies, dan kan ons dit bietjie vir die gemeenskap uitdeel en sodat ons seker maak almal kry warm en niemand kry koud nie. Dan die volgende ding is ons jeug groei, ons kinders groei. Ons het baie kinders. Julle sal nou sien soos laasweek toe ons hier was en al die kindertjies is in die kerk en die oomblik as ons sê okay kindertjies, julle gaan na julle bediening is, dan is die kerk leeg. Want al die kinders gaan uit na die bediening en die ouers bly agter. Maar vir die bediening om voor te gaan het ons hande nodig om te help. En as jy voel op jou hart, dat dit druk op jou hart, dat jy dalk graag weet, die Here se woord met die kindertjies wil deel. Kom sê vir Esmeralda nou vandag hier nie, maar kom sê sommer vir my, of kom sê vir Levon daarso. En dit is nie elke Sondag nie, ons deel 'n rooster in, en so elke 4de Sondag, of wanneer jy beskikbaar is, dan kan jy help om die Here se woord aan ons kindertjies uit te dra, want dit is so belangrik, dat ons hulle van kleintyd af leer van Jesus. En dan kom ons by die offergawes. Ons gaan die Here dien met ons offergawes vir alles wat hy vir ons doen. Dankie. Terwyl die sakkie nog hier ronde doen, net vir ons gaste, al ons kinders beweeg hier aan my linkerkant uit, sodra die voorsang verby is, en dan as julle 'n toilet nodig het, dit is in daai gebou, aan my regterkant daarbo, sal julle die toilette vind. Nou ja, geliefdes, kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Vader, wat 'n wonderlike dag om by mekaar te wees. 'n Dag wat U gemaak het. Dankie dat ons kan jubel en juig in hierdie dag. Dankie dat U groot is, dankie dat U God is. U is alomteenwoordig en U is ook in ons midde. Dankie vir elke hand en elke hart wat oop is vir U saak. Dankie vir die wysheid waarmee die gemeenteraad die fondse aanwend in en vir die koninkryk tot eer van U naam. Dankie dat ons weet, U doen ook U woord gestand om ook die blymoedige gewer lief te hê en ook te seën soos wat U woord dit sê. Ons aanbid U, seën ons ook hierna met U woord. Amen. Goeiemôre julle. Ek wil ons 'n mooi stukkie lees uit 2 Timoteus 4 waar Paulus sê: Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in die naam bo alle name.
Wees gegroet in die naam van Jesus Christus, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en weet, hy is hier teenwoordig. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam? Stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Soos U, wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam? Stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy grootheid stry? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Sit ons hier op die beskuldigingsbank, Skepper van die heelal onder kruis verhoor. Maar as ek nadink oor die grootheid Heer, dan staan my wysheid dom voor U. Onvergelykbare God, hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Rykdom, meer as mag, as die skoonheid, die sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as silwer, meer as goud, al die blomme, die
Emmanuel, ken die God met ons. U dra die straf en dink aan ons meer as ons. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will soar. Come live in me all my life. Take over.
Almagtige Vader, Here, vandag gaan absoluut net oor U, Here Jesus. Is om U groot te maak, Almagtige Vader, en daarom prys ons U, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons weet, Here, U is die rede hoekom ons kerk toe gekom het vanoggend. Ons wil 'n woord by U hoor, Here, ons het gekom om U te kom loof en te kom prys, Almagtige God, en voor U te kom buig, Here Jesus, en te verklaar dat U is die Messias, U is ons God. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend, Here Jesus. Ek vra dat U asseblief die boodskap sal laat val soos 'n saadjie wat geplant gaan word op goeie grond vanoggend, Almagtige Vader. Ek vra dat U elkeen van ons harte sal oopmaak en sag maak en ontvanklik maak vir die boodskap vanoggend, Here Jesus. Asseblief, Almagtige Vader. Here, ek wil ook bid vir Deleen Gertsen, Almagtige Vader, wat haar pa verloor het 2 weke terug, Here. Ons bid vir haar, Here Jesus. Ons bid ook vir Michelle Kriel, Almagtige God, wat haar pa verloor het in die week, Here. Ons dra hulle absoluut, hulle gesinne absoluut op na U toe, Here Jesus, na U troon toe, Almagtige Vader. Dankie dat ons kan weet, U is lief vir hulle gesinne, Here. Here, ons loof U en ons prys U. Dankie vir alles, Almagtige Vader, en ons vra vir U teenwoordigheid, Here Jesus. Ons verwelkom die Heilige Gees hier tussen ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. As julle kan maar sit en die kindertjies kan na julle klaskamers toe gaan. Ja, hulle sê mos, dis 'n baie goeie en 'n baie gesonde teken dat daar jeug en kinders en jong mense in 'n kerk is, nee, want hulle is die toekoms. So dis 'n baie gesonde teken en dit wys dat ons kerk is baie gesond. En julle moet asseblief aanhou bid vir ons kerk. So vandag se tema is die oes staan gereed. God soek werkers vir sy veld. En terwyl ek voorberei het, toe dink ek nogals terug, toe besef ek iets. En dit is iets wat ek eintlik baie lanklaas aan gedink het. Ek het teruggedink toe ek nog 'n kind was. Ek het groot geword, julle weet seker nou al, ek kom van Zanine af. Ek het net so buitekant Zanine op 'n plaas, op 'n plot groot geword. Nou ons was nie boere gewees nie, maar daar was wel 'n landery liedjies gewees. En daar was 'n paar avokadobome gewees en kojavelbome, daar was 'n suikerrietbos gewees, mangobome. Maar ons was nie boere gewees nie, maar dit was definitief rondom die huis gewees en daar was 'n landery liedjies ook gewees. Ek kan nogals onthou, ek het een keer, sal snaaks as mens dit onthou. Ek was seker so 7 of 8 gewees wat ek een keer 'n kojavel geëet het. Toe sien ek daar bly 'n halwe wurm oor. Maar ja, so dit was baie baie vrugte gewees rondom ons huis. Maar dit is nogals interessant, daar was soos ek gesê, daar was 'n landery liedjies gewees. En elke Desember was dit liedjie oestyd gewees. Dus ek kan nog onthou, die landery is so bloedrooi van die liedjies gewees. En daar was 2 spanne gewees wat deelgeneem het. So elke Desember dan hier my pa werkers. Hy laat weet, hy sê vir die werker daar in die tuin, sal hy sê, hoor hierso, dis amper liedjie oestyd, oor 2 weke dink ek, is dit oestyd, sê so lank vir die mense, laat weet so lank jou mense, sê so lank vir jou broers en jou neefies, en jou niggies en jou susters, hulle moet kom pluk, oor 2 weke omtrent, maar ek sal dit weer vir julle sê. En dan gebeur dit, dan is dit oestyd. So Desember is lekker warm, dis wat ek onthou, is lekker warm, so daar's 2 spanne, wat dan hulle ingedeel word. So die eerste span is die plukkers. Hulle gaan in die landerye in, dan kom hulle terug met groot kratte. Julle kan seker onthou daai koöperasiekratte, nê. Jy kry dit nogals baie by huise, hulle is nou sitplekke buitekant rondom die braai. Maar dan word daai kratte vol liedjies gemaak. Kom hulle van die landerye af. Dan gooi hulle dit
om my pa so 'n stoor gehad met 'n groot plat vloer en gooi hulle dit op so groot hoop. Maar as ek nou daaraan dink, ek was nog klein geweest, miskien was die hoop 'n bietjie kleiner geweest, maar vir my het dit gevoel soos 'n baie groot hoop liedjies in die middel van daai vloer, in die middel van daai saal. En dan is daar 'n tweede span. Nou die tweede span, hulle noem hulle, dis die ouens wat korrel. So hulle, miskien het jy al gehoor van die woord. Hulle korrel die liedjies. Nou wat dit beteken is, hulle haal jy breek hom so, jy knak hom so met jou duim, knak jy hom van die stingel af. Hy knak net so. As jy 'n liedjie verkeerd afbreek, dan breek jy hom so en dan is hy oop. So jy breek hom verkeerd af, maar as jy weet hoe om te korrel, dan kan jy hom verkoop. So dan is daar 'n tweede span, hulle korrel dit en hulle sit dit weer in ander kratte totdat die krat heeltemal vol is en dan vat my pa dit in na die koöperasies, dan verkoop hulle die kratte. So ek onthou dit nog soos gister. Dit was vir my 'n baie goeie belewenis. Ek dink ek het nogals 'n baie goeie en 'n positiewe jongmens kind lewe gehad. Ek onthou Desember maand ons te swembad gehad, baie geswem, baie liedjies geëet, mangoes geëet, baie 'n lekker tyd gewees. En dit klink baie soos vandag se skrifgedeelte. En vandag se skrifgedeelte praat ook van 'n oes en van werkers. En ek gaan vir ons meer vertel hieroor. Die skrifgedeelte vandag is Matteus 9 vers 35 tot 38. Net 4 verse. Kom ek begin vir ons. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. So om julle 'n bietjie agtergrond te gee is, Jesus en sy disippels het van dorp tot dorp gegaan en hulle het oral die evangelie verkondig. Jesus het mense gesond gemaak, hy het bose uitgedryf, kinders geseën, blindes laat sien, dowes het gehoor, oral waar hulle gegaan het. Jesus het so, dalk weet julle dit, Jesus het so baie wonderwerke gedoen. In Johannes 21 staan daar, dis eintlik te veel om neer te skrywe. Daar was so baie wonderwerke wat Jesus gedoen het. Dit was te veel. Dit was te veel om neer te skrywe. En dan kom Jesus by 'n baie groot groep mense tevoorskyn. En dan sien Jesus, al hierdie mense moet gered word. Dis 'n baie groot groep mense wat redding nodig het. Nou in vandag se skrifgedeelte gaan ons sien waar Jesus is besig om te werk in die oes. Julle gaan na vandag gaan julle 'n baie duidelike prentjie kry van 'n oes, nê, van 'n landery en 'n oes en werkers in die oes. Ons gaan ook kyk vanoggend na die mense is sonder 'n herder. Toe Jesus die mense sien, toe sien hy, hulle is sonder 'n wagter, sonder 'n herder. En dan laastens gaan ons kyk waar Jesus sê die oes is gereed. Vra vir God, bid tot God om nog werkers te stuur. So kom ons kyk na die eerste. Ek wil vir ons weer lees vers 35. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. So Jesus het van dorp tot dorp getrek, beweeg, al die klein plekkies besoek. Hy het by die riviere gaan stil staan, daar waar die mense die klere was. Hy het langs die see gaan stop, daar het hy die evangelie gaan verkondig. Hy het in die strate die evangelie verkondig. Daar waar die mense loop, daar by die waterputte, daar waar die vrouens kon water haal, daar het Jesus met die mense gepraat, die evangelie verkondig. Die Bybel sê hy het ook in hulle sinagoges gaan leer. Ek sê nogals vir my broer, dis nogals interessant. Jesus het in sinagoges tussen fariseërs met mense gepraat, nê? Baie keer dink mense Jesus is 'n baptis of hy is 'n hervorm of hy is 'n gereformeer, maar hier het hy nogals tussen fariseërs, nê? Dis baie interessant. Tussen mense wat baie streng was, teologies baie streng was, het Jesus hulle geleer. So wat het Jesus nog verkondig? Jesus het die koninkryk, die evangelie van die koninkryk verkondig. Dalk het jy nog nie gehoor hiervan nie.
Dalk is dit die eerste keer wat jy hoor. Maar ja, dis 'n baie interessante boodskap. Dit gaan nogal so. Luister, die koninkryk van God is hier. Die koninkryk van God is naby. Luister, kom nader en luister. Elke keer wanneer iemand tot redding kom, daar is die koninkryk binne hom. Elke keer wanneer iemand tot bekering kom, daar is die koninkryk. Oral waar jy wonderwerke sien, oral waar jy sien mense kom tot bekering, waar jy sien mense kom tot redding, oral waar jy sien bose word uitgedryf, daar kom die koninkryk van God tevoorskyn. Dit is die koninkryk van God wat deurbreek, die geestelik breek deur binne in die fisiese in. Dit is wat gebeur, dit is wat Jesus bedoel. Die koninkryk van God is naby, is nie meer ver nie. En soos julle weet, Jesus se heel eerste preek was bekering gewees. Bekeer julle, want die koninkryk van God is naby. Luister. Die koninkryk van God is naby. Dit het baie naby gekom. Die koninkryk van God is verskriklik naby. Bekeer julle, want deur bekering gaan julle die koninkryk van God in. Dit is hoekom bekering moet nogals gereeld gepreek word binne in 'n kerk. Want die dominee weet, dit is die sleutel na die koninkryk van God toe. As daar nooit gepraat word oor bekering nie, is dit eintlik 'n probleem, want dan maak dit nooit vir die persoon moontlik om in die koninkryk in te gaan nie. So is baie belangrik om te praat oor bekering. Die deur, soos Jesus sê, die deur van die koninkryk staan oop. Die mense kan ingaan. Al wat hulle moet doen is, hulle moet tot bekering kom. Die deur van die koninkryk staan oop. Luister. Kyk wat sê in Matteus 21 vers 31, waar Jesus 'n gesprek gehad het met die fariseërs. Hy sê, dit verseker ek julle, die tollenaars, die sondaars en die prostituie gaan die koninkryk in voor julle. Dis interessant, nê? Sondaars en prostituie en tollenaars gaan die koninkryk van God in voor die fariseërs en die skrifgeleerdes. Want dit gaan oor bekering. Jy moet net uitroep na God toe en tot bekering kom. Dan gaan jy die koninkryk van God in. So al wat sondaars moet doen is om tot bekering te kom en volg vir Jesus. Wat het Jesus nog gedoen? Jesus het elke siekte en kwaal gesond gemaak. Jesus wys eintlik, nê? Ons weet mos Jesus wys vir die disippels die patroon wat om te doen en hoe om te praat en hoe om te werk te gaan. So Jesus wys vir sy disippels hoe om te werk in die oes. Die mense het van ver af gekom, daar het baie mense gekom. Hordes mense het na Jesus toe gestroom. Toe die mense hoor Jesus is op pad, toe kry hulle siek mense. Hulle kry hulle broers, hulle gaan haal hulle siek vriend. Hulle dra die mense, hulle kom aangestroom na Jesus toe. Want hulle het al gehoor van Jesus. Jesus het baie bekend geword. Hy het baie bekend geword. En daar staan al hierdie mense voor Jesus. By die honderdes, moontlik by die duisendes, staan hulle voor Jesus. En Jesus sien hulle. Hy sien hulle raak. En daar sien ons, Jesus het verlamdes laat loop. Blindes sien weer. Dowes het weer gehoor. En Jesus het by bose geeste uitgedryf met autoriteit. So kan julle sien, dit is baie duidelik, Jesus was besig om te werk binne in die oes. Die oes is groot, sê Jesus. Die oes is baie groot, dit is nie 'n klein oes nie. Dit is 'n baie groot oes, en ek gaan nou verduidelik, wat beteken die oes? As jy wonder, Jan, wat beteken die oes? Ons praat sekerlik nie van liedjies vandag nie. So ek gaan nou dieper gaan, julle gaan nou hoor. Soos Jesus sê, die oes is groot, aan die ander woorde, daar's baie mense wat redding nodig het. Baie mense. Daar's baie mense wat wil gered word. Die oes is groot. Hulle kom na Jesus toe om gered te word. Hulle kom na Jesus toe om gesond gemaak te word. Hulle kom na Jesus toe. Jy wil nie te gaan soek nie. Jy wil nie te smeek nie. Hulle is gereed. Die oes is gereed. Daar is baie mense wat nog sonder
'n herder rondloop. En hulle loop rond tussen ons vandag. Baie mense tussen ons wat nog ongered is. Wat nog gered moet word. Wat gered wil word. Hulle sit tussen ons. Kyk wat sê Matteus in vers 36. Toe hy die menigtes sien, het hy hulle innig jammer gekry. Want dis die rede, want hulle was moeg en hulpeloos so skape wat nie 'n wagter het nie. Anderswoorde, daar's baie mense wat na Jesus toe gekom het. Die skare is groot. En toe Jesus al die mense sien, het hy hulle innig jammer gekry, is empatie. Hy kry hulle jammer. Hulle is weerloos. Ons kan hierso in hierdie verhaal kan ons sien Jesus se hart vir die mense. En dit is ook Jesus se hart vir ons vandag. Wanneer Jesus na jou kyk, hy's nie kwaad nie. Hy wil jou red. Hy wil jou vergewe. Hy wil met jou 'n pad stap. Hy's nie kwaad nie. Dit wys jou hart, wys Jesus se hart vir jou ook vandag. Dit is dieselfde hoe hy na daai mense gekyk het. Hy kry die mense innig jammer. Die mense was moeg en hulpeloos, ongelukkig, sonder hoop, so skape sonder 'n wagter. Hulle was geestelik moeg. Dis nie fisies moeg nie, nê? Geestelik moeg gewees. Hulle word nie versorg. Mens kan dit ook sien dat hulle word nie versorg deur hulle fariseërs nie. Die feit dat hulle gehoor het van Jesus en hulle kom na Jesus toe en hulle gaan nie na die fariseërs en skrifgeleerdes toe nie, beteken dit hulle is geestelik moeg. Hulle het redding nodig. Hulle is sonder 'n herder, sonder die Here, sonder die Heilige Gees, sonder beskerming. Hulle is weerloos. Hulle is sonder leiding, sonder geestelike leiding. Dit is hoekom Jesus hulle innig jammer kry. Ons kan sien die mense is desperaat vir hulp, desperaat vir gesondmaking. As mens nou al vir jare en jare sit met 'n kwaal en niemand kan jou help nie. Jesus kan jou help. Die mense kom na Jesus toe. Hulle is desperaat vir hulp. As jy sukkel, Jesus kan jou help. Die mense raak desperaat. Hulle is desperaat vir redding. Weet jy, as jy nou al alles al probeer het in jou lewe, alles al probeer, jy het al elke paadjie afgegaan, links en regs, jy het al alles probeer, dan kom jy tot die besef, dis net Jesus wat red. Dis net Jesus wat jou kan help. Dis net Jesus wat jou kan red. Wat vir jou die ewige lewe kan gee. Dis net Jesus. Dit is eintlik jammer, mense moet eers al die paadjies eers probeer voor hulle na Jesus toe kom. As hulle maar eers vir Jesus probeer het, dan was dit al lankal gered gewees. Al lankal. Ek sit baie keer en dink aan my lewe, in my jong mens lewe. Ek het net een van die groot sake waaroor ek jammer voel, is ek moes vroeër uitgeroep het na die Here toe. Ek moes as jong mens al my saak reggemaak het met die Here. Maar dit is deel van my getuienis. Dit is deel van ons getuienis. Die mense raak desperaat vir verlossing. Hulle is vasgevang in sonde. En julle weet, daarin van vasgevang in sonde is nie net van 2000 jaar terug nie. Dit is vandag nog so. Baie mense vandag nog is vasgevang in sonde. Soos 'n ketting. Ek kan onthou, ek het lank terug by 'n werk, waar ek by 'n werk gewerk het, as dit morning tea is, en lunchtyd en afternoon tea, dan gaan al die rokers op. Maar dit is altyd vir my so snaaks gewees. Hulle gaan die klok lui, gaan hulle met so streep, so lyn, gaan dadelik op. In ander woorde, hulle kan nie kies om net eers lunch te hê nie. Jy is eintlik nie heeltemal, die Here wil jou red, maar hy wil jou ook vry maak van alle kettinge. Alle kettinge. Nee, hy wil jou heeltemal vry maak. Hy maak jou geestelik vry en ook vry van alles wat jou terughou op die aarde. Alles. Dit is vandag nog so. Baie mense loop rond sonder die herder. Hulle loop rond sonder hoop. Sonder die Heilige Gees. Hulle loop rond geestelik moeg
en moedeloos. Desperaat vir hulp en vir redding. En is vandag nog so. Baie mense is vasgevang in sonde. Jy probeer en jy probeer en jy probeer om ontslae te raak van hierdie ketting, maar die ketting wil nie gaan nie. Want dis net Jesus wat jou kan help. Jy moet 'n besluit maak en sê, Here, help my met hierdie ketting, breek hierdie ketting in die naam van Jesus. En dan moet jy nie teruggaan na daai ketting toe nie. Moenie weer teruggaan soontoe nie. Luister asseblief mooi, Jesus het gekom vir jou. Vir die mense van 2000 jaar terug, maar ook vir jou wat hier sit vandag. Jy kan vandag, terwyl jy nog lewe, 'n verhouding hê met die Here Jesus. Jy hoef nie te wag tot jy eendag dood is om te hoor, of gaan jy nou in die hemel in, of jy kan vandag al seker wees, 'n 100% sekerheid kry, of jy in die hemel ingaan. Jy hoef nie te wonder nie, is nie 'n wondersaak nie. Jy hoef nie te wonder hieroor nie. Jy kan 100% sekerheid kry hieroor. Julle, ek wonder nog ons baie, dalk doen jy dit ook. Ek wonder nog ons baie keer as ek by sulke groot konferensies kom, of by 'n rugbywedstryd kom, of by 'n klomp mense bymekaar, of by 'n skoolwedstryd of iets, waar daar baie mense is. En baie keer gaan daar so gedagte deur my kop, ek wonder of al hierdie mense gered is. Ek wonder of al hierdie mense hemel toe gaan. Ek wonder of al hierdie mense die Here Jesus Christus waarlik ken. Ek wonder daaroor. Baie keer wonder ek daaroor. Ek kan myself net indink, wat het Jesus gesien? Wat het Jesus en sy disippels gesien toe hulle al daai mense gesien het wat desperaat is? Hulle kry die mense innig jammer. Die mense staan daar desperaat. Hulle het hulp nodig. Niemand kan hulle help nie. Net Jesus kan hulle help. Hulle het al oral probeer. Besef jy, daar is ongeredde mense tussen jou? Het jy al tot daai besef gekom? Besef jy, daar is ongeredde mense by jou werk? Nee, ons praat nou oor die oes. Besef jy, daar is ongeredde mense by jou werk? Mense wat nog gered moet word. Mense wat gered wil word. Kan jy die oes raak sien? Julle weet, ek is baie bevoorreg. Die Here het vir my baie geleenthede al gegee om te evangeliseer. Baie bevoorreg. Ek het al geëvangeliseer in Israel. Ek het al geëvangeliseer in werksplekke. Oral waar ek gegaan het, ek al geëvangeliseer, van werksplek tot werksplek. Jy mag nie eers nie, maar ek het in elk geval. Ek het geëvangeliseer op die straat in Nieu-Seeland, Browns Bay, Torbay, ek op die strand al geëvangeliseer, ek het al in die stad ingegaan en geëvangeliseer. Maar weet julle wat is baie interessant en skokkend? Ek het nogals oor die jare agtergekom. Ryk mense is oor die algemeen nie baie ontvanklik vir die evangelie nie. Ryk mense wil nie eintlik die evangelie hê nie. Ek het al gehoor waar mense vir my sê, no thank you, hy wil nie die boodskap van redding hoor nie. No thank you. Ek het al een keer 'n vrou wat met my reg het vir my gesê het, I am going to hell, no thank you. Dink jy, jy besef nie, jy's verlore nie. Jy besef heel duidelik nie, jy's verlore nie. Dink jy, kan nie glo jy het dit gesê nie. Eintlik moet ons gaan sit en praat. Maar nou verwerp jy verwerp die boodskap. Jy dink jy verwerp vir my, maar jy verwerp eintlik die boodskap. Die boodskap wat jou kan red. Dit is skokkend. Ek het een keer in die stad, toe ons so evangeliseer, sê ryk mense dit vir jou. Maar toe een keer, toe sien ons 'n bedelaar, as 'n bedelaar wat daar gesit het, 'n boemelaar, 'n huislose persoon, wat daar sit teen die heining, hy's nog so 'n bietjie dronk, hy het 'n reken hom, maar hy wil die evangelie hoor. Dit is baie interessant. Die ryk mens wil niks te doen hê met die evangelie nie, maar die arme man wat daar een kant sit,
Die bedelaar wat nog so 'n bietjie ryk van drank, hy wil graag die boodskap hoor. Hy wil graag hoor en hy het eintlik nog baie vrae. Hy het eintlik baie vrae oor die evangelie. Dit is baie interessant. Hy's ontvanklik. Hy's ontvanklik vir die evangelie. Hy's ontvanklik vir redding. Dit is baie interessant. Hy besef, hy skiet kort. Hy besef dit. Daar waar hy so half lê, skuins lê, hy besef, hy skiet kort. Hy besef dit. Die arme man is baie keer meer oop vir die evangelie. Nie altyd nie. Ryk mense gaan ook in die hemel in, definitief, maak geen fout nie. Daar's baie ryk mense in die hemel, in die Ou Testament wat hemel toe is, maak geen fout nie. Geld is nie 'n probleem, is nie die probleem nie, nê. Jy moet net nie heeltemal jou fokus en jou vertroue op geld sit nie. Maar ek sê net, overall is arme mense meer geneig om oop te wees vir die evangelie. Dis baie keer, vertel vanoggend vir Ludik ook, ek het al gesien oor die jare met die jeugkampe ook. Dis baie keer, gee die evangelie, maar dan hoop jy eintlik hierdie persoon nie voor. Jy hoop eintlik hierdie persoon nie voor, hoor jy op evangelie, dan hy kan tot redding kom, dan kom hy nie. Die persoon agter die pilaar kom tot redding. Agterna kom die persoon agter die pilaar na jou toe. Sê hy het sy hart vir die Here Jesus gegee. Persoon wat jy glad nie verwag het nie. Hy gee sy hart vir die Here Jesus. Dis baie interessant. Dis baie interessant hoe dit werk. Dis baie interessant hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees weet wie is ontvanklik vandag en wie is ontvanklik môre. Die Heilige Gees weet. Weet julle wat is ook baie interessant en skokkend? Baie mense vandag besef nie, hulle is deel van die oes nie. Hulle besef nie, hulle is nog in die oes nie. Hulle besef dit nie. Baie mense vandag besef nie, hulle is nog verlore nie. Ek vertel my getuienis so vinnig vir iemand nou die dag, sê ek, ja, ek het met 'n skok tot die besef gekom, ek was verlore. Ek het nie eens geweet ek was verlore nie. Ek het tot 'n skok, tot redding gekom. Besef ek, ek het nie eens geweet ek was verlore nie. Ek het gedink ek was okay. So baie mense besef nie, hulle is verlore nie. Want jou dade moet ooreenstem met jou geloof, nê? Die twee moet dieselfde taal praat. As jy sê jy is 'n kind van God, kan jy nie elke naweek op plekke wees waar jy nie moet wees nie, nê? Wys jy, dit moet in lyn kom. Dit moet in lyn kom. Jy moet iewerste in jou lewe 'n besluit geneem het, waar jy besluit het, vandag maak ek die besluit en ek volg vir Jesus. Vandag maak ek die besluit, ek gee my lewe oor aan Jesus. Dan sal jy sien, as jy dit bedoel het, as jy dit regtig bedoel het, sal jy sien, jy sal begin verander. Jy sal al hoe meer begin verander. Die groot vraag is vanoggend, my vriend, kan jy die oes sien voor jou? Kan jy sien daar's 'n oes voor jou? Kan jy die oes sien deur die week, soos jy beweeg, soos jy ry, soos jy loop? Kan jy die oes sien by jou werk? Kan jy die oes sien in jou familie? As moet ek nog iemand in jou familie wat nog tot redding moet kom? Kan jy die oes sien? Kan jy die oes sien in die kerk? As ons almal gered was, het ek nie vandag gepreek oor redding nie. As almal in die kerk en al die kerke gered was, was redding nooit deel van die preke nie. Maar die feit dat redding deel is van die preke en gereeld gepreek oor word, beteken nie almal is gered nie. Ek het vir 29 jaar in die kerk groot geword, vir 29 jaar in die kerk gesit. En ek het eers op die ouderdom van 29 jaar tot bekering gekom. Ek het die evangelie gehoor vir 29 jaar. Ek het eers tot bekering gekom op die ouderdom van 29. En die kerk is vol van mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Vol. Jy kan van kerk tot kerk gaan. Mense, die kerke is vol. Die Here roep jou vandag om te kom werk in sy oes. Hy roep jou vandag vir jou omgewing. Dalk stuur die Here jou na ander lande toe, na ander dorpe toe. Dis waar dis sendelinge se roeping. Ouers word geroep.
Jou sendingsveld is in jou huisgesin, met jou kinders. Ons het laas naweek weer gehoor van daai doopbelofte. Jy het beloof om 'n pad te stap met jou kind. Jy het beloof om jou kind reg groot te maak voor die Here. Om vir jou kinders alles te vertel van die Here daagliks. Dis 'n belofte wat jy afgelê het voor God. Ek sê altyd vir die mense, dis 'n baie mooi gebeurtenis die baba doop, en is 'n mooi gebeurtenis die bekeringsdoop, maar dit is die belofte. Dis die belofte. Dit gaan oor die belofte. Die belofte dat eendag moet jou kind nog besluit om die Here Jesus te volg. En die bekeringsdoop wys weer terug na die persoon het besluit om die Here Jesus te volg. Albei wys na dieselfde ding toe. Albei wys na wedergeboorte toe. Die kind moet nog gered word, die persoon is gered. Albei wys na dieselfde ding toe. Jy moet jou kinders begelei. Dis eintlik 'n voorreg, nê? Dis eintlik 'n groot voorreg om 'n pad te kan stap met jou kinders. Daagliks. Dan begin jou kinders naderhand interessante vrae vra. Dan kan jy hulle help. Dis nog een ding wat vir my baie duidelik geword het in Nieu-Seeland. En toe ek nog jonk was, toe julle nog jonk was in Suid-Afrika, het die onderwysers jou kinders mooi gehelp volgens die Bybel. Daar was 'n Bybelvak gewees, Bybel subject of paper gewees, klas gewees. Die onderwysers het jou kind mooi gehelp. Hulle tot afgesluit met gebed aan die einde van die dag, hoe geopen met gebed in die oggend is. Maar deesdae in Afrika en Nieu-Seeland, is nie meer so nie. Jy gaan nou 'n pad moet stap, 'n drastiese pad moet stap met jou kind. Daagliks. Jy gaan moet hoor wat is hy geleer, of wat is hy geleer. En dan moet jy die Bybelse weergawe gee. Jy gaan nou met 'n pad stap met jou kind. Kyk wat sê Matteus verder. Jesus sê in vers 37-38, hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Daar's min werkers, baie min werkers. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Nee, dis God se oes. Dis God se mense, dis God se kinders wat gered moet word. Dis God se oes. Dit beteken die oes is gereed. Die oes is nie groen nie, wat eers oor 'n jaar of oor 2 jaar gaan die mense eers gered word, of oor 10 jaar nie. Dit beteken die oes is gereed. Die mense staan gereed om gered te word. Hulle wil graag gered word, hulle hart is ontvanklik. Die vrugte is ryp, die liedjies is rooi, die mangoes is ryp, die mense is gereed. Hulle staan gereed. Hulle is ontvanklik. Die persoon wil graag gered word. Die oes is nie klein nie, is nie 'n klein oes nie. Dis nie net 1 of 2 mense in die hele Auckland nie. Jy hoef nie deur die hele Auckland te beweeg om daai een persoon te kry nie. Hier's oral mense, oral waar jy kyk, is mense wat gereed is. Jy moet net begin praat, nê. Dit is hoe jy weet. Dis hoe jy weet, dis hoe jy agterkom wanneer iemand gereed is. Jy moet net begin praat. Dan kom jy agter die persoon begin vra. Hy begin vra. Dan begin die gesprek, dan kom jy agter die persoon is ontvanklik. Jy kan hierdie persoon nou na die Here toe lei. Hy's ontvanklik. Hulle is oralste. Die oes is baie groot. Daar is verskriklik baie mense wat gered wil word en wat verlore is. Daar is verskriklik baie mense wat hulp nodig het. Verskriklik baie mense. Maar Jesus sê die arbeiders is baie min. Baie min. Baie min werkers. Waar is die werkers? Waar is al die werkers? Vra Jesus vanoggend. Waar is al die werkers? Net soos 'n boer wat sien, wat vir sy landery kyk en sien al die bome, al die groot plantasies, maar daar daag net 'n paar werkers op. Waar is al die werkers? Ek het dan die uitnodiging gestuur. Waar is al die werkers? Die oes is gereed. Dit is tyd om te oes. Die werkers is min. Daar is min mense wat evangeliseer. Daar is min mense wat hulle getuienis deel. Dalk voel jy evangelisasie is nie jou gawe nie, maar wat van jou getuienis? Wat van jou getuienis? Deel net jou getuienis. Daar is min mense wat uitreik na ander mense toe. Min. Hulle is baie min. Baie min. Daar is min mense wat bid vir ander mense. Jesus sê, die arbeiders is min. Soos ek praat vanoggend, watse
geestelike gawes kan jy sien met hierdie oes? Watse geestelike gawes kan jy aan dink met hierdie oes? Watse geestelike gawes het jy nodig om deel te hê aan die oes? Jy het jou gawe nodig. Net jou gawe is nodig om nader te stap na die oes toe. Al die geestelike gawes is nodig, maar bring jy net jou gawe. Bring net jou gawe. Dis al wat nodig is om nader te stap na die oes toe. Al die geestelike gawes word gebruik vir die oes. Dalk is jou gawe om iemand te bemoedig. Baie keer praat hulle so baie van tale en gesond maak, hulle sit dit daar hoog, maar om iemand te bemoedig is 'n belangrike gawe. Net om iemand te bemoedig. Om te evangeliseer, of om te profeteer, om te bid vir gesondmaking. Ek moet sê, ek is nogal al die jare was ek skepties gewees oor gesondmaking, tot ek eendag gesond gemaak is. Onmiddellik is ek nie meer skepties nie. Toe besef ek, al hierdie goeders gebeur vandag nog. Al hierdie goeders gebeur vandag nog. Ek was lank terug by 'n gebedsgroep gewees, waar hulle gebid het vir my. En niemand het eers aan my geraak nie. En hy het gebid vir gesondmaking, en ek het gevoel, dit was 'n probleem in my maag gewees. Terwyl die persoon vir my bid, kan ek voel, my maag word warm, het voel soos needles en pins, net my maag. En onmiddellik is die probleem opgelos, net deur gebed. Dit gebeur vandag nog. Dalk is jou gawe barmhartigheid, of om diensbaar te wees. Of deel jou getuienis met mense. Of stap 'n pad met iemand, disipelmaking. Dalk is dit jou gawe. Hier is al die tools of die gereedskap wat jy nodig het om nader te stap na die oes toe. Die Here soek doodnormale mense. Jy hoef glad nie eers 'n goeie spreker te wees nie. As jy dink, ja, maar ek is nie 'n goeie spreker nie, join the club. Niemand is goeie sprekers nie. Die Here wil net hê jy moet bereidwillig wees. Wees net bereidwillig. Ek kyk so 'n paar dae terug, 'n video van, ek dink dit is in 'n eiland, dink is Papua New Guinea, waar die mense vir die eerste keer in hulle lewe die 'n Bybel kry in hulle eie taal. Wys die video, kom die vliegtuig hier aangevlieg in hy land. Al die mense, die hele tribe, die hele stam staan daar buitekant en juig en dans. Hulle gaan vandag vir die eerste keer die Bybel kan lees in sy eie taal. Hy kan 'n Bybel huis toe vat, hulle juig en dans en huil. Ek kyk nog 'n video wat afspeel in China, waar hulle kan nie vinnig genoeg die Bybels oopmaak uit die pakke uit nie. Die mense val amper oor mekaar se voete om 'n Bybel te kry. Hulle huil, hulle druk die Bybel so vas teen hulle bors. Vir die eerste keer 'n Bybel in hulle eie taal. Die oes is gereed, mense. Waarvoor wag ons? Die oes is gereed. Daar is baie mense wat gered wil word. Baie. Ek het nogals in die week, toe hoor ek van 'n ander prediker in my groep, van 'n prediker uit die Kaap uit, 'n breinman. Eers toe hy dit sê, toe dog ek, het ek reg gehoor? 60 dope gehad die naweek. Dog ek, sê weer, het ek reg gehoor? 60 bekeringsdope gehad in 'n naweek. Dog ek, ja, dit is interessant, nê? Waarvoor wag ons? Dit wys jou, die Heilige Gees is hard besig om te werk. Mense kom tot bekering. Mense kom tot redding. Die Heilige Gees is nie stil nie. Die Heilige Gees werk hard. Waarvoor wag ons? Ek het so 'n paar vrae, en as ek mag vra, hoeveel mense het jy al die evangelie mee gedeel in jou lewe? Met hoeveel mense? Hou maar die antwoorde vir jouself. Hoeveel mense het jy al begelei na redding toe? Met hoeveel mense? Het jy al met een persoon die evangelie gedeel? Het jy al ten minste een persoon na die Here Jesus toe gebring? Net een. Het jy al die evangelie gedeel met 'n ongelowige? Baie keer dink mense, ek
ek sal met my broer gaan praat, maar eintlik jou broer is klaar gelowige. Het jy al met 'n ongelowige die evangelie gedeel? Sien jy die oes reg voor jou? Sien jy die mense rondom jou wat verlore is? Jy stap reg langs hulle elke dag verby hulle. Hulle is elke dag, hulle is oralste langs jou, tussen jou, oral waar jy gaan, daar is hulle. Jy hoef nie eers hard te soek nie. En as jy mooi daaraan dink, is eintlik fantasties om te dink dat God maak ons deel van die oes. Dis 'n uitnodiging van God af vir ons elkeen om ons deel te maak. Jy moet net, soos ek voor nou gesê het, jy moet net bereidwillig wees. En as jy jou hand opsteek en sê, Here, stuur my, jy hoef nie eers te bekommerd te wees nie, dit gaan nie eers jy wees wat praat nie. Die Heilige Gees gaan praat namens jou. Die Heilige Gees gaan vir jou sê wat om te sê. Die Heilige Gees gaan in daai persoon se hart werk. Hy gaan daai persoon ontvanklik maak. Die Heilige Gees sal daai persoon red. Jy doen nie eers die redwerk nie. Jy moet net bereidwillig wees om nader te stap. En net bereidwillig wees om jou mond oop te maak, dan vat die Heilige Gees oor. Dan begin die Heilige Gees praat. Die Heilige Gees soek net iemand wat bereidwillig is om op te staan en nader te stap. Hy soek net iemand. Hy sal die praatwerk doen. Hy sal die redwerk doen. Hy sal die geestelike groei bring. Jy moet net bereidwillig wees. Die oes behoort aan God. En dit is 'n groot oes. Kyk wat sê die Here. Bid en vra vir God om nog arbeiders te stuur vir sy oes. Vra vir God om nog evangeliste te stuur. Vra vir God om nog mense wat hulle getuienis te gaan deel. Vra vir God om mense bereidwillig te maak. Ek weet, die maklike antwoord is iemand anders, Here. Ek weet. Ek was al ook daar gewees. Ek weet, baie maklik om, Here, stuur iemand anders asseblief. Maar jy het 'n getuienis spesiaal vir iemand anders. Iemand anders moet jou getuienis hoor. Dit is hoekom ons elkeen het ons eie unieke getuienis. Want daar is iemand daar buitekant wat jou getuienis moet hoor. Dalk wonder jy vandag. Ek gesels met my broer so rukkie terug ook. Ek sê vir hom, is baie interessant. Voor ek gered was, ek het geen preek verstaan nie. Niks. Voor ek gered was, ek het niks verstaan wat Dominee Dani gepreek het nie. Niks. Ek het ingekom op 'n Sondag, ek het gesit en ek het geluister, saam gesing, ek het niks verstaan nie. En ek het 'n goeie gevoel gekry, want vandag was ek by die kerk. Ek kan vir my maale sê, ek was vandag by die kerk, ek het niks verstaan nie. Dis interessant, nê? Mens moet die boodskap oor van redding en bekering oor verduidelik, totdat eendag begin dit deurdring na jou toe. Kom jy agter, wag, ja, ek moet tot bekering kom. Die Here praat met my vandag, maar eintlik het jy al die boodskap al 20 keer gehoor. Dit is hoekom ons aanhou. Dalk wonder jy vandag, wat beteken dit wanneer iemand wedergebore is, wanneer iemand gered is? Wat beteken 'n wedergeboorte? Dalk hoor jy dit en jy hoor dit en jy hoor dit en jy hoor mense praat daarvan, maar jy verstaan dit eenvoudig net nie. Jy het al bietjie gaan opsoek oor en dalk weet jy so bietjie, maar jy verstaan net nie heeltemal wat beteken redding nie. Julle ken die vers in Johannes 3 vers 3. Daar was 'n gesprek gewees tussen Jesus en Nikodemus oor wedergeboorte. 'n Baie belangrike gesprek. Jy sien, Nikodemus was nie net jou maatjie gewees nie. Nikodemus was 'n hoë kaliber teoloog gewees. Hy het die Bybel geken uit sy kop uit, die Torah, die Pentateeg, uit sy kop uit geken. Hy was 'n hoë kaliber skrifgeleerde gewees. Jy kan maar sê in vandag se terme, 'n hoë kaliber dominee. Hoog. Hy verstaan nie wedergeboorte nie. Hy's na Jesus toe in die aand, die ander mense hom nie sien nie, want hy verstaan nie waarvan hulle praat nie. Hy verstaan nie wedergeboorte nie. Hy's na Jesus toe in die aand. Vra hy vir Jesus, maar hoe kan dit wees? Toe sê Jesus van die vers,
Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Jesus sê verder, hy persoon sal die koninkryk van God nie ingaan nie, as hy nie opnuut gebore is nie. As die persoon nie wedergebore is nie. Hulle sê ons deesdae, die jong mense sê ons, ja, ek is so gebore, en die Bybel sê, jy moet weergebore word. Jy moet weergebore word, om in die koninkryk van God in te gaan. So wanneer jy jou hart vir die Here Jesus gee, wanneer jy opnuut gebore word, wanneer jy uitroep na vir redding na God toe, dan word jy wedergebore, dan is jy deel van die oes, dan kom die oes in. Dan kom jy in. En dit is soos die engele die mense inbring, soos die werkers die liedjies inbring, dis die werkers die mangoes inbring, dis die werkers die avokados inbring. So kom die geredde mense in die koninkryk in, hulle kom in, groot sondaars kom in, prostituie, sondaars, tollenaars, moordenaars, hulle moet net uitroep en tot bekering kom, kom hulle in die koninkryk van God in, hulle kom in. Die oes is groot. En soos ek voorbereid, besef ek nog as eintlik net 2 kategorieë hierso, met vandag se verhaal, as eintlik net 2 kategorieë. Jy is of deel van die oes, wat beteken jy moet nog gered word. Of jy is besig om te werk binne in die oes, en jy is een van die werkers. Jy is besig om te evangeliseer. Jy is besig om vir mense te vertel van die koninkryk van God. Dit is net 2 kategorieë. En dalk is jy gered, maar vandag is daar 'n oproep van jou om jou gawes te gebruik en mense in te bring in die koninkryk in. Dalk is jy gered vandag, maar jy het nooit regtig jou werk begin doen nie. Nou vandag is die oproep. Tel jou gawes op, tel jou gereedskap op en stap nader na die oes toe, daar waar jy is. Is nooit te laat om 'n pad te stap met jou kind nie. Al is jou kind 'n volwassene. Nooit. Ek kan dit aan my ma, voor ek gered was, my ma het aan my gekarring. Ek was al in my 20's gewees. Dan stuur sy nog steeds goeders, nog steeds, sy hou aan en aan. Is nooit te laat nie. Al is jou kind al groot, is nooit te laat nie. Kyk wat sê Spreuke 11:30, ek is amper klaar. Wie die wil van die Here doen, is 'n bron van lewe. Die mens wat wysheid het, red lewens. Die mens wat wysheid het, red lewens. Dit is wanneer jy iemand na die Here Jesus toe bring. Dis al werk wat ons het, nê. Jy bring maar net iemand na die Here Jesus toe. Here Jesus, ek het vir iemand gebring om hy wil gered word. Here Jesus, u doen die redwerk. Hierso Here Jesus. Hierso is Willem. Jy stel die persoon maar net voor aan die Here Jesus. Dis al wat jy doen. Dis al. Die Here Jesus sal hom red. Jy moet hom net voorstel aan die Here Jesus. My vriend, is jy in die besigheid om siele te wen vir die Here Jesus? Ek onthou, so laaste verhaal vertel, dan gaan ek vir ons afsluit. Ek was so 11, 12 jaar terug by 'n jeugkamp gewees, en die laaste aand was, soos hulle sê, 'n worship night gewees, 'n aanbiddingsaand, waar daar 80, 90 of 100 jong mense in een saal was. En al die dominees gaan toe agtertoe, en hulle begin met fantastiese musiek. En die jong mense begin die Here loof en prys. En al die leiers gaan toe agter, want jy gaan staan agter as 'n jong mens 'n vraag het, of as 'n jong mens sy hart vir die Here Jesus wil gee, of as die jong mens pla, dan kan hy na enige leier toe gaan, dan help die leier hom. En ek het net gaan staan of gaan sit langs 'n ander leier. Ek het net gaan sit. Toe sê die Here vir my baie duidelik vir my, ja, daar's 2 meisies, 2 tienermeisies. Gaan sê asseblief vir hulle, ek is lief vir hulle. Jesus is lief vir jou. Ek staan toe dadelik op, ek sê vir Salman, die dominee van Hamilton, ek sê vir hom, sorry Salman, verskoon my net vir 'n oomblik. Ek moet net gou iets gaan sê. Ek staan op, ek stap na 'n meisie toe. Ek tap haar so op haar skouer, ek sê vir haar, hoorie so, Jesus is lief vir jou, begin sy huil. Ek gaan na die ander meisie wat Jesus vir my gesê het, ek klap haar skouer, so ek sê vir haar, hoorie so, Jesus is lief vir jou, begin snot en trane uitbars en huil. Ek vat haar een kant toe in die saal. Sy sê vir my, sy het daar gestaan en vir die Here gesê, Here, is u lief vir my? Gee vir my 'n teken. En daai selfde oomblik, toe raak ek haar aan haar skouer. En ek begelei haar net daar na die Here Jesus toe. Al 2 meisies.
En die een is on fire vandag. Sy is deur teologiese skool. Sy is on fire, evangelis vandag. Ek dink sy is so 27 of 28 vandag. On fire vir die Here Jesus. En dit is al werk wat ons moet doen. Ons moet net bereid wees om nader te stap. Jy hoef nie eers baie keer eers die hele evangelie te gee nie. Luister net wat die Heilige Gees vir jou sê om te sê. En dit sê jy vir daai persoon. Die Here sal die persoon ontvanklik maak. Hy sal die redwerk doen. Hy sal die persoon laat geestelik groei. Wees jy net bereidwillig om nader te stap. Hoor julle die Here se roepstem vanoggend? Hy roep jou absoluut. Elke ene hier vandag, geen uitsondering, geen ouderdom uitsondering nie, geen ondervinding uitsondering nie. Die Here roep elkeen hier vandag, stap nader, my kind, my seun, my dogter, stap nader en kom deel in die oes. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, Here, ons het vandag geopen met die gebed waar dit gaan alles oor U almagtige God. Here, en weer eens, ek wil eindig vandag, Here, met die woorde, Here, dit gaan oor U almagtige God, absoluut oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit gaan oor U, Here Jesus. Here, maar dankie dat U dit vir ons duidelik gemaak het vandag, Here, dat ons kan nie agteroor sit nie. Daar is werk om te doen. Daar is mense om gered te word. Daar is mense om die evangelie voor te gee. Daar is baie mense wat gereed is om gered te word. Soos U sê, Here, die oes is groot, die skare is baie. Daar is baie mense rondom ons, tussen ons, in ons families, in ons gesinne, by die werk, in die kerk, wat desperaat hier sit, Here. Hulle sit desperaat hier, verlore. Hulle is desperaat, Here. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend, almagtige God. Here, ek bid vir bekering, Here Jesus. Ek bid vir wedergeboorte, almagtige God. Want dit kom van U af, Here Jesus. Dit kom net van die Vader, die Seun en die Heilige Gees af. Asseblief, almagtige God, ek vra dat U sal beweeg van persoon tot persoon, Here Jesus. En met ons elkeen se hart werk, Here Jesus. En daar iets is in ons hart, wat nie daar moet wees nie, Here, bring ons tot bekering daarmee, Here. Asseblief, almagtige God. Here, ons bid vir heiligmaking, Here. Maak ons heilig, almagtige God. Asseblief, Here Jesus. Want wanneer die mense na ons luister en na ons karakter kyk, Here, en na ons woorde luister en ons dade kyk en luister en sien, dan moet hulle die Here Jesus sien. Dan moet 'n ooreenstemming wees. Hulle moet kan sien, ek is anders as die wêreld. Ek dink anders as die wêreld. Asseblief, almagtige Vader, ons het U hulp nodig, Heilige Gees. Ons is baie keer skrikkerig om nader te stap na iemand toe, Here Jesus. Ons weet nie wat om te sê nie, Here. Ons ken dalk nie die evangelie so goed nie, Here. Ons weet nie, Here stuur dalk iemand anders te, Here. Here, is daar dalk iemand anders te wat U kan, maar U praat met ons elkeen vandag. Elkeen, jonk en oud, man en vrou. U praat met ons elkeen. En ons eer U, Here Jesus Christus. Ons eer U Vader, Seun en Heilige Gees. En ons is lief vir U, almagtige Vader. Amen. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. Jesus, groot Poama, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Jesus, nie meer twyfel,
lewende word. Sê kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen. Ek wil julle net herinner aan volgende Sondag preek Ludik en ons sien baie uit na jou boodskap Ludik.